Kyk, ek is ons baie braggerig oor hierdie amazing voertuig Werner Boshoff. Ek gaan nie vir my laat vassit nie, verstaan jy? Jy het seker gemaak ek gaan nie vassit nie. Want hier het jy hom nou nodig. Ons ry nou binne in 'n rivier loop. Nie laat die rivier loop nie. Kyk daar. As dit in geval van waterval, dan loop het hier. Ja. Ja, kyk hier definitief op 'n stadium maar rukkie terug ordentlik sommer water geloop. Hier lê bees vrek. Je weet zeg niet zo naar reën zoals die. Dan is dat weer hoop. Ja, Dan ja. Even. Ja, nie. Reën het al seker 2,5 maand terug gereën. Ja, jy sien hier kom hulle kom drink natuurlik nog hulle watertjie hier so. Er staan lekker water, ja. Maar hier draai je maar. Ja, ek wil ook nie nou verder hier af nie. Ons kyk of hy klop. Nee, hij is geklap. Hij is aan gaan maken. Ja, ik heb doe dat. Waar is hy man nou? Nou, is hoe ver is het hier af? Ik heb die. Jy het gepraat van 500 meter omtrent, so half kilometer. Dis dan lekker as 'n ou nou so ons wat nou stap hier in die natuur en as dit kyk ons na al die goeters en ons sien die grootheid en ons sien hierdie hand. Nou daar eerlikheid, Gerrit, jy moet hom vang. Dis daar waar die arende nes maak. Kyk waar kom kruip hulle in, waar hulle nou vir hulle 'n veilige plekkie kom maak om hulle kleintjies groot te maak. Maar soos om Frits net nou gesê, dis jy kan sien die klippe is 'n rukkie terug al gepak. Dis nie vandag se werkie. En om Sakkie het nou vir ons gebring hier in die Skuitklip rivier wat nou die dag geloop het nog, want hier het 'n klompie reën geval. Maar ons eintlike gedagte is met hierdie geselsies is juis om vir jou wat na ons kyk, 'n stukkie hoop te kom gee. En jy moenie vir een oomblik dink as ons hier sit en ons lyk vir jou baie grand en 'n paar nice tekkies aan en lekker skoene aan en mooi sonbrille, dat alles het altyd net mooi gegaan nie. Want alles het nie altyd net mooi gegaan nie, maar dis juist hoekom ons tyd maak om so 'n geselsie in te sit en met jou te kom gesels. Groot vriende van my wat saam met my kuier hier in die Noord-Kaap, in die diep Noord-Kaap, is oom Frits Karstens en tannie Marietjie. Mense wat diep in my hart kom inkruip het en ek het hulle ontmoet deur ander vriende, boere aan die Sandveld. Oom Frits, Jessie, dankie dat julle saam gesels, man. Ja, baie dankie. Plesier. Dis En die sommer man- lekker, ja, Baie dis dankie, sommer baie dankie. lekker. Om hier so tussen die natuur en die klippe Ja. te wees. Ek wil jou beloof, as ek kon gekies het net, dan sou ek maar met die bakkie wil gekom ry het tot hier toe. Nee, maar ons moet die oefening ook kry. Ons moet daai oefeningie ook inkry. Ja. Oom Frits, julle boer nou al 'n hele klompie jare in die Sandveld. Ja, ons het met basies groot geword en ons boere aan ook sê maar van 1980 af. Ek en sy ook maar die boerdery by pa oorgevat en volgende geslag is besig om by ons oor te vat. En ja, dit maak so die dinge loop. En julle is grootendeels maar tee en aardappels. Ja, as jy maar die 10 aardappels en die 4 factor, ja. O, daar is 'n klompie vee ook. Ja. Kyk, die, Skape en beeste. en dan die mense rondom ons is baie sitrus. Ja, okay. En die mense begin nou baie groentes plant. Want om die Kaapse vlakte en uitgedeeltes kan die mense maar dan nie meer baie groente plant nie. So ja, die manne begin plant door enigiets van beet, kool, noem maar op enige ding wat jy aan kan dink. En stadig maar seker besig om daai mark wat ons nou verloor het rondom die Kaap en daai gedeeltes, daai groente plant hulle nou hier so naby ons. Aisa, okay, Ja. so die manne doen wortels en eie in jy sal patat en papoen en al wat dit dinge beet, ja. Ja. Wortels, ja, soos Ja. Ja, ek vra nou die dag nogal vir Armand, hy is mos daar in Minnesota. Vra ek hom nou waarmee boer julle daar? Toe sê hy nee, is maar mielies en sojabone. En toe sê die ou vir my in beet. Weet, Hulle is groot op die dit is 'n beetsake. groot ding vir al ons hier. Ja. Maar dit het nie altyd net maklik gegaan nie. Dis nou nie asof jy nou
met respek gesê en ek dink die ou wat na ons luister sal verstaan as ek dit so sê, jy het nie met jou boude in sagte botter kom val as dit by boerdery kom nie. Nee. Ek weet jy het 'n ryk vrou getrou. Skaat ryk vrou getrou. Want ek sien maar die auntie dra die handsak met die ketant by haar. Ja, maar dit is veilig, Sy manage die besigheid. ja, gelukkig weet ons, sommige kan en sommige kan nie, maar sy kan met geld Sy werk. kan met geld werk. Ja, my vrou ook. My vrou is soos 'n Jood. Kyk, ek gaan dit nou nie sê nie, ek hoop nie sy kyk hierna nie. Ja. Maar om Frits, jy sal met my saamstem as ek sê daar was tye gewees wat 'n ou gevoel het, nee, o Vader. Ek bedoel, hierdie besigheid. Ons kan het miskien noem, hierdie mense het 10 jaar laas erin gaan. En soos ek hom Sakkie nou afreed, toe sê ek vir hom, Sakkie, ja, dit is seker 1 keer in 10 jaar wat die rivier loop. Soos hy nou geloop het. Hy sê, Frits, jy is helemaal reg. Nou dink nou vir jou, die water is nou geloop, soos dit nou heel lyk, en vir die volgende 9 jaar gaan dit reën nie. Ja. En ek bedoel, dis wat die mense ervaar het. So, ja, nee, almal van ons het ons uitdagings, maar die afgelope paar jare was moeilike jare vir hulle. Sowieso, laat op 'n stadium was jy amper niks kos vir die diere nie. En dit is nou waar julle in die prentjie gekom het, as ek nou reg het so. Om Ja. die mense te kom, die mense het regtig soos 'n nood gehad. Ja, en ek dink as 'n ou nie self nood ervaar nie, dan is dit nie eintlik vir jou 'n punt of 'n belangrike aspek om ander ouens te help nie. Nee, Ou raak maar baie gou vasgevang in jou eie besigheidjie. ja, en jy weet, die mense te binneste, jy het trots. Jy wil ook nie by elke ou jou lot kom beklaan nie. Maar hierdie mense het absoluut van dag tot dag, soos die Bybel sê, van dag tot dag moes geleef het, net om te survive, laat hulle nou weer hoop het om weer te kan aangaan. Maar om terug te kom na julle toe, julle Sandveld manne, jy is al baie jare wat jy vir ons help en ondersteun. Julle is betrokke in my persoonlike lewe, op 'n manier wat soos ek vir hulle net sê, vir my altyd die beste van alles is, en ek weet nie of ek dit mag sê nie, ek kan dit seker maar sê, Ja. julle sal nie omgee nie, maar ons praat altyd van die koevertjie. Dan sê ek vir my vrou, heerlikheid, dis so asof iemand nou vir oom Frits en vir tannie Marietjie gesê het, Etienne, Lenet, en dan nou sê oulik sommer weer chunk, en dan kom die koevertjie. Ja, En dit is altyd op die regte tyd. Altyd op die regte tyd. dan Jy maar kan die Here spreek ons op die regte tyd en die regte manier aan. Hy weet vir wie, hoe, wanneer en om te Ja. gee. En dis hoekom ons kan aangaan. Dis hoekom ons met hierdie stories na jou toe kan kom is omdat daar mense is soos hierdie, en dis juist hoekom ek vir Gerrit gesê het ons moet 'n geselsie met hulle inkry. En dis mense wat hierdie goeters verstaan. Dis mense wat stories van hoop het en julle moet tog as julle op enige plek nou voel julle het ietsie wat julle kan vertel. Hoekom 'n ou aangaan en dit hoef nie net te gaan oor droogte nie, want daar's baie mense wat vir ons gevra het, nou gaan dit net oor droogte. Nee, dit gaan nie oor droogte nie. Dit gaan oor mense wat terugslaai het. In 'n boerdery opset, waar jy nou soos in my geval 3 seuns het, dan is dit altyd te moeilik in wie kry die plaas. Ja. As tweede besluit, nee, die ene gaan nou vir die en die een gaan nou vir dit. Maar al die kom nou kom boer, hoe maak jy Hoe dat? maak jy dan, ja? Dan moet jy as pa en ma moet hy keuse maak. En dit is nie altyd die gewildste keuse nie. Ja. So ja, dit is moeilik. In my geval was dit maklik want ek was die enigste seun. Ja. Maar bij ons in geval was het 3 seuns en al 3 my seuns is in die landbou. Ou sien boer saam met my en die ander was nou in die chemie en die saad. Ja. En ja, hulle sal ook graag wil geboer het, maar die familieplaas is net so groot. En jy weet myself, in die tye van nou op skaal van ekonomie, jy kan nie meer op 'n klein plekkie wil leef nie. Jy moet maar groot en groter Ja. so. Vir ons was dit 'n moeilike keuse, maar gelukkig vir ons, ons is daaroor en ons kan dan met alle met skoon gewete sê, almal is happy, almal is uitgesorteer. En Marietjie, toe ons nou ry, toe vra ek nou nogal vir jou. Sorry dat ek sommer vir jou sê Marietjie en nie tannie Marietjie nie, maar boer jy ook? Is jy ook deel van die besigheid, deel van die pakkie? Ja, Ek doen die finansies, ons begin oorgee aan die kinders, maar ek gaan kyk wat ons geplant het, hoe groei die aardappels, hoe groei die tee, wat is die volgende stap wat hulle gaan doen, wat is uitbreidings, en ek geniet dit baie. Lekker. Ja. maar jy sê sy is 'n boervrou, maar as die mense haar verkeerd op so maar sê, sy is die boerste vrou. Sê, Ja, so dan word die net besigheid. wel. Ja. Ja. Jy sien, maar ek wil sommer net van my kant af sê, dankie dat julle so 'n hart het vir ander mense. Julle omgee, julle sommer saamry. Toe julle hoor ek kom kuier in
in die, wat is die plek? Ek weet nie of dit die Kalahari of die Noord-Kaap of die wat is nie, maar Boesman. hier waar ons nou is. Ja, ons het deur die Boesmanland gekom ry. Ja, Daar van Kliprand af tot by Pofara. Tyre in sy glory ingery. Maar dis maar dat dan nie 'n Toyota badge op was nie. Dis maar alles 'n Venter badge. Ek dink Toyota was bietjie te vinnig. Ja, ek het nogal vanoggend gekyk aan na die trailertjies. Maak met die ou so 4 of 5 nuwe rekmerke bygekry. Soos ek vir hom gebring het daar by die grondpad langs. Maar dankie dat julle saam gery het, dat julle sommer julle eie uitgeset, man, ons bring 'n paar sakke aardappels en hierso is 'n paar blare, gooi brandstof in, doen julle ding en kom ons help waar ons kan. Ja. Want daar is hoop om Frits, daar is nog hoop in ons land. Ons hoef nie jou handdoek in te gooi nie. Die groot ding is net die goeie nuus wat ons nou hier deel, kom nie op die hoofberigte en die Televisiekanale en sulke Nee, goeders. goeie goed gebeur tussen ons as vriende, maar die wêreld wil nie dit hoor nie. Hulle programmeer net hierdie negatiewe goed. Maar daar's nog soveel soos ons nou hier sien om voor dankbaar te wees. Ja. En ons sien dit elke dag. Ja. Elke dag. Maar die belangrike ding wat ek vir jou wil sê is en dankie om Frits en Tannie Maritjie dat julle ons lewe maklik maak en dat julle dit vir ons ouens soos ek wat ook maar my eie uitdagings het, Ja. dit moontlik maak om by Ja. ouens te kan uitkom soos hierdie. Ja. Want as ons nie mense soos julle in ons lewe het, kan ons dit nie doen nie. Dis bykans onmoontlik. Maar ek sal nou namens jou naam vir die kameraman ook baie dankie sê. Hy doen 'n goeie werk, né? Ja, dit is fantasties. Ja, Ja, dat het jou gewees het. Hy het ons ook maar nou net die by die klippe gesit, die tassies en te kyk. En gehoop die arend kom land daar in sy nes. Onder julle is wel net sowieso om af te neem. Ja. Baie dankie. Baie dankie. Dan die Here, né? Baie dankie. Absoluut. Ja, nee, ons is nog baie voor dankbaar. Baie om voor dankbaar te wees, ja. Ja. Maar jy wat vir ons kyk en jy wat inskakel op die YouTube kanaal, jy wat betrokke is by Ritmies met Etienne. Ons het mense nodig om dit vir ons moontlik te maak. So, hierdie is nie 'n ding wat ek vir jou kom bak aan staan en vir jou vra nie, maar as jy die goeie sien wat ons vir jou wys en jy voel jy wil betrok, dalk wil jy ons help om hierdie program in hierdie Ritmies met Etienne verder te vat. Ja. Hier ry ons in 'n droë rivier, loop met ons bakkies en jy sal die materiaal sien. Hier slap nog 'n bietjie water uit, daar slap nog 'n bietjie water uit. 3 weke terug, 'n maand terug het hierdie rivier geloop en die veld wat morsdood dor sand was. Daai veld is nou groen en die skape kan lewe daarvan. Ja, en dis 'n groot voordeel. Maar dankie vir julle twee, ek is vir julle lief. Baie dankie julle. Dankie dat ek glo dan ek is op die testament ingeskryf iets. Ek is ook seker 'n erfgenaam. Maar as ek kan kies, moenie doodgaan nie, lewe nog lank. Dit is lekker om julle saam met ons te hê. Hier op die wensebrief sal jy insit. Ja, asseblief tog op die Laat hulle tog nog maar eers kry wat hulle moet kry, dan sal hulle vir jou ook iets oor. Ja, so ietsie een kant vir die persoonlike dom nie. Maar baie dankie dat jy saam met ons kuier en dankie dat Ritmies met Etienne ook jou inspireer om ander mense te inspireer. Onthou net altyd, jy is die beste jy wat daar is. Bly net jy. Ja. Seën jou. Baie Lekker leef. Gerard, as jy so van bo af kyk, lyk dit soos hierdie stingreis, maar kleintjies van hulle. Miskien is hulle. Dis dalk vars water, Skyklip rivier stingreis. Hy sluit nou aan by watter rivier nou. Oranje. By Oranje. Die water Al die pad af vir Ja, as die kruisvlies op die Oranje rivier seker so 25 km vanaf. Okay. Ja, is naby. Nou vanaf staan, ja. Okay. Ja, so gaan al die water er bijna bij dag zitten. Ja. Ja. En dan tel die son hom op en maak hy wolke, dan kom reën weer. Wat dan die gewig van die hoeveelheid reën by die boeiekoppe? Net die gewig. Hoeveel lorries sal ons nodig hê net om die reën te beskuif? En ja, en hy transportbesigheid gedoen. Ja.